Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om weer hier te staan. Ek tel nie meer hoeveel jaar terug dit was, hier is lang terug. Meer as 'n week, ja, is meer as 'n week. En dit is my so lekker om te sien dat die Here julle seën en dat hy vir julle goeie pastore gestuur het na my. Ek weet ek was die beste ene, maar het is so. As dit nie so was, sou hier niks gebeur nie, ek maak 'n grap. Weet julle, as ek so deur die plek beweeg en ek loop en ek net nou toe ek badkamer toe gaan en ek sien die garage daar en ek onthou dit is waar ek op 'n stadium geoefen het en Ruben was nog so tjokkertjie toe oefen hy saam met my. So hy oefen al van so groot af buig hy eisters. En al die ander goed, soos wat ek loop en ek onthou dit en ek onthou dit, ek sê net vir die Here dankie. Nou ek is nou nie hier om vanoggend vir jou klomp stories te vertel nie. Ek is hier, glo ek, met 'n woord en ek noem hierdie woord, dit wat jy op die bord kan sien daar, God kan, God sal en God wil. En jy weet, elkeen van ons wat hier is geroep, elkeen van ons het 'n taak op aarde. En dit maak nie saak wat ek en jy doen nie. God het 'n manier om iets in 'n rigting te beweeg, in 'n rigting te hou, en dit sal so wees. Jy weet, ek en jy kan skop teen hierdie goed. Maar as dit kom by jou roeping, as dit kom by jou doel op aarde, vat hy jou, hy vorm jou, en dit maak partykeer seer. Jy weet, die Here is dan nie, hy is nie so baie gepla oor jou gemak nie. Wie van julle dit agtergekom? Hy is meer gepla oor die feit dat jou karakter die van sy seun is. Hy sal jou vat, hy sal jou vorm. En miskien is jy dalk hier vanoggend en jy dink, maar ek weet nou nie of die Here nog die pad met my wil stap nie. Ek weet nie, raak rustig man. Hoor jy net sy stem, dien jy net die Here. Ek kan onthou, baie jare terug het ek baie keer van hierdie kansel af gesê, ek wens net, mense wil rustig raak en die Here begin dien. Dit is so maklik om besig te raak met goed. Hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. Jy kan hom maar vertrou vir dit. En ek wil vir jou sê, ek weet dit vir 'n feit. En as ek vir jou sê, God kan, God sal en God wil, dan sê ek dit binne die konteks van die feit dat hy ons roep vir iets spesiaals en iets spesifieks. En jy kan, ek gaan 'n klomp goed vir jou nou noem, dit weet jy, toe ek besef, ek kan nie preek en ek met Tini en Ernest gepraat het daaroor, het dit net al hoe sterker geword van wat ek eintlik hier moet kom doen, wat ek eintlik hier moet sê, en dit gaan nie net oor Ruben nie, dit gaan nie net oor Groblersdal nie, dit gaan oor elke liewe siel wat hier sit vanoggend. Jy weet, die beste 2 dae in 'n mens se lewe, julle het dit al gehoor, is die dag toe jy gebore is, natuurlik, anders sou jy nie gewees het nie. En die dag as jy agterkom, hoekom jy gebore is. En natuurlik, jou wedergeboorte speel 'n rol daar, né? Maar die dag as jy weet, wat soek ek hier? Dis die beste 2 dae in 'n mens se lewe. En baie keer vat dit 'n tydjie om agter te kom, hoekom? Hoekom is ek hier? Vat 'n tydjie om agter te kom, hoekom is ek hier? Maar die Here gebruik allerlei goed om jou aan die einde van die dag te wys. En as jy eers agtergekom het, hoekom? Keer niks jou nie. Daar's baie stemme wat jou gaan sê, nee, kom hiernatoe, kom hiernatoe. En ek wil vir jou sê, soos wat die tyd nou aangaan, word hierdie stemme net meer en harder. Daar's soveel inligting vandag oor soveel goeders wat na ons toe stroom. En in hierdie, man, kom ons noem dit sommer maar gemors. Mag ek sulke goed van die kansel af sê? Dis nie. Ek sê julle erger goed, okay. Moet 'n mens kop hou. Jy moet regtig, om God se stem deesdae te hoor,
raak al hoe moeiliker, want allerhande goed skree na jou kant toe. Die wêreld is vol van die goed en dit gaan net meer en meer word en mag God ons genade gee om daai onderskeiding te kan tref. Want jou roeping is iets as jy dit kry wat vas sal staan. Jou roeping is ook iets wat jou verder sal vat as wat jy besef. As ek net my bediening vat, nou dit het so plus minus 28 jaar terug begin. Ek is so lank in die bediening soos wat Ruben oud is. Hy was 10 dae oud toe ons Letsetele toe. So dis hoe lank ek al met hierdie goeters te doen het. En as ek nou vir jou sê, wat het ek daai tyd geweet? En wat weet ek vandag? Ek wens ek het daai tyd geweet wat ek vandag geweet het. Maar dis hoe die Here werk nie. Die Here vat jou, man, hy vat jou as 'n chokkertjie. En dan begin hy pad met jou stap. En hy los jou nie. Jou roeping sal vas staan, want God kan, God sal en God wil. Jy kan hoog spring en ver spoeg soos jy wil. Dis nie dat die Here jou dwing nie. Maar weet jy wat, die Gees het net 'n manier om te kom oortuig en dinge vas te maak in jou hart en in jou lewe. Wat net eenvoudig. En onthou, ek gaan nou by die skrif kom, ek gaan klomp goed sê, en dan wil ek dit met 'n skrifgedeelte of 'n paar verse vasmaak. Saam met 'n roeping kom daar 'n klomp entoesiasme wat loskom, passie wat loskom. Jy weet, en ek het al hierdie passie en goed beleef. Ek is nogal 'n ou wat daarvan hou om na passie te kyk. Mense wat goed doen, ek is ook 'n so halwe tipe van 'n sportman so op die sideline. En ek het so 'n coaching streep ook in my. En as ek sien mense begin iets met 'n passie doen, dit is asof ek hou van om passie te sien. En dis wat gebeur met roeping. As die Here jou roep en jy weet hoekom en jy weet waar jy nou pad is en jy begin dit leef, dan daar kom 'n klomp van hierdie goed los. Jy gaan dit net nou sien in 'n voorbeeld. Jy hoor sy stem. Die res van die goed kom in plek. Jy weet, ek en Ruben se storie is eintlik half amper dieselfde storie. As jy vat hoe hy geswat en hoe ek geswat. Destyds toe die Here my geroep het hy alles voorsien. My studies het my nie 'n sent gekos nie. Hy het gesorg vir my studies om betaal te word. Hy het vir my gereël vir sakgeld. Hy het my gereël blyplek. Hy het al my boeke betaal. Ruben sê dieselfde storie. Julle het sy goed betaal. Die Here hom roep en ek sal nooit vergeet die dag toe Tini my bel en sê, hy soek 'n jong man met passie. En hy het gehoor van Ruben. Hy het nie vir Ruben geken nie. Maar as vorige ouens wat hom nou geken het en ek sê vir hom, so, maar jy moet, want Tini vra vir my, waar's Ruben? Ek tog nou, Tini, Ruben, waarvan praat jy? Nee, hulle soek net 'n jong man met passie. Ek sê, maar julle vergeet nou, hy het nie teologie geswat nie. Nee, dit is nie krisis nie. Hy moet kom vir onderhoud alles as ons hom gaan vat, ons sal al sy goed betaal, ons sal. Presies. Blyplek, alles. Hulle vra vir hom in die onderhoud, wat moet hulle hom betaal? Hy sê, hy soek nie geld nie. Hy soek net kos en 'n blyplek. Jy sien wat roeping doen, wat passie doen. En ons kan kyk na hierdie goed soos ons wil. Maar God kan. God sal. God wil. Dit het my laat besef hoe wonderlik die Here met ons werk. En jy is saam in hierdie bootjie, nê. Die eerste slide wat opkom, nou ek het dit net vir jou so vinnig opgedeel. Nee, ek dink dis een voor hom net. Een voor hom, daar's hy.
Daar kan baie gesê word oor roeping. Ek wil nou nie vreeslik teologies raak, want die mense kan verskriklik baie goed sê daaroor. Daar's net sulke dik boeke geskryf en baie van hulle geskryf oor dit. Maar ek noem dit jou algemene roeping. Almal van ons wat hier is, het 'n algemene roeping. Ek meen, die Here roep ons op om te bid sonder ophou. Hy roep ons om mekaar se laste te dra. Hy roep ons op om vir mekaar lief te wees. Hy roep ons op om heilige lewe te leef. Dis die algemene ding wat ons almal kan doen en veronderstel is om te doen. En dan kom hy ook met 'n spesiale roeping, waar hy spesifieke mense vir spesifieke take en spesifieke tye roep. So almal het daai algemene storie, het ons almal. Niemand kan sê ek kan nie een van daai nie. Dis deel van ons almal se lewe. Maar dan kom die Here ook en dan gee hy vir jou 'n spesifieke taak en dit kan ook vir almal so wees. Nie almal kan pastore wees of dominees of evangeliste wees nie. Hy roep jou dan vir 'n spesifiek iets. En as jy sy stem hoor en agterkom wat dit is, dan beleef jy iets van daai entoesiasme. Die volgende slide sê ek noem dit sommer jou hoof, hart en hande moet in lyn kom, nê. As jy nou hierdie roeping begin beleef, en dit is eintlik hoe jy dit kry ook, is jou hoof, dit wat in jou kop aangaan, jou denke wat vernuwe, dit wat in jou innerlike mense, jou hart aangaan, dis waar die Gees werk, en saam met jou gees getuig dat jy kind van God is, en dit maak weer 'n ander lewendige storie los, maar dan gaan dit ook oor na jou hande toe, jou handel en wandel, want ek en jy, ons almal moet ons geloof uitleef. Jy weet die hele storie oor dit, is aan die einde van die dag, as jy net die hoofstorie, party ons is mos net logies. Ek werk alles met my kop uit. As dit net dit is, en daar's nie hart nie, is dit koud. Party ouens is weer net emosioneel, hoe ek voel dit. Maar dan is daar nie breins by nie. Weet jy wat gebeur dan? Misleiding. Jy kan maklik mislei word so. En aan albei hierdie goed, sonder aksie, is dood. Jy kan wat so wonderlike geestelike ou wees. Jy kan die ou wees wat meeste grade het. Jy kan, as jy nie daai goeters gaan prakties doen nie, gaan niks kom nie. So jou hoof, jou hart en hande moet in lyn kom met God se wil vir jou. Nou God se wil, ons kan baie daaroor sê, maar jy weet, hy het 'n goeie wil, 'n aanvaarbare wil en 'n perfekte wil. Baie mense is tevrede net met die goeie wil. Ek weet ek is so somewhere along the line, tussen die lyne, is ek redelik in sy wil. Party ouens sê nee, maar dit is die Here gee vir ons partykeer 'n kans en ons kan weghardloop en probeer, maar dit val so half in sy aanvaarbare wil, want jy's kind van God nog steeds. Dit vat niks weg van jou af nie. Maar ons soek daai volmaakte wil. En dit kry jy in die hart, die hoof, hart en hande, en soos wat die Heilige Gees kom en jy sy stem hoor en iets wakker maak. Dit vat jou na die volgende een toe, waar jy dan begin agterkom, wat is regtig belangrik vir my? Jou waardes. Jy weet, ek het al agtergekom, daar's mense wat nie weet wat's belangrik nie. Of die goed wat hulle dink belangrik is nie heeltemal wat regtig belangrik. Jou waardes, wat is, jy weet, as jy net gaan sit vanmiddag, vat 'n stukkie papier en gaan skryf jy net daar, wat is regtig vir jou belangrik in die lewe? As kind van die Here. Dan gaan jy baie keer sommer agterkom, waarvoor roep die Here jou ook. Maar as jy net daar nie, al jou belewennisse, goed en sleg. Ek meen hier in Groblersdal dan het ek van die slegste tye in my lewe beleef. En moenie nou sê amen nie, of iets nie. Maar ek het ook van die beste tye beleef. Soos op elke plek waar ek was. Al daai belewennisse, jou getuienis speel 'n rol. Al hierdie goed kom saam met dit wat regtig was. En nou begin iets in jou hart werk en jy begin met die Here praat en dit word 'n kopstorie ook en jy kom agter, maar weet jy wat nie? Ek kan nie net niks doen nie. Die slegste ding wat kan gebeur in enige plek is dat daar mense is wat goeie mense is wat niks doen nie. Jy het al die tools, maar jy doen niks nie.
En dan natuurlik jou gawes en talente, as hierdie goed bykom, dan begin jy agterkom. Maar die Here werk met my op 'n spesifieke, en dan begin jou hart tik vir iets. Baie keer as mense nie weet wat hulle moet doen nie, en ek weet, daar's toetse en goed wat jy kan doen met jou gawes en daai, en is wonderlik, doen dit. Maar baie keer kom dit daar by daai ding wat jou hart reg, wat laat jou hart regtig tik in die lewe? Vir wie en vir wat? Jy weet, dis dalk vir ou mense, dis dalk vir kinders, dis dalk om goed te wees vir mense, dis dalk om te gee vir mense. Dis dalk om iets in die gemeente of gemeenskap los te maak, wat jy net agterkom, maar hier's 'n leemte en ek weet ek kan iets doen daaraan. Jy sien nou hoe begin passie werk, entoesiasme werk, en dan kom jy agter, maar dit is hoekom ek hier is. En as jy dit agterkom, nee, daar's niks in die lewe so bevrydend soos dit nie. Maar weet jy, as jy dit nie agterkom nie, weet jy hoe frustrerend kan dit wees? Ek werk baie keer met mense wat vir jare lank in die kerk sit, en dan kan hulle nog nie vir jou regtig sê, wat moet hulle eintlik doen nie. Miskien, as jy nog nie weet nie, het jy 'n kans om vir die Here te sê, Here, wys vir my. Jesus het presies geweet, byvoorbeeld, gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Hy het presies geweet wie hy is. Hy het geweet waar kom hy vandaan, hy het geweet waar hy is op pad. En dit is hoekom niks omgeroer het nie. Niks. Jy kan dit maar daar in Johannes 13 gaan lees, vers 3. Jy kan dit in Johannes 8 ook gaan lees. Johannes 16 ook. Hy het geweet wie hy is. Hy het geweet waar hy op pad is. Hy het sy roeping absoluut verstaan en niks het hom geroer. Nou kom hy na disippels toe, en wat sê hy vir hulle? Volg my. Dis al wat hy sê. Daai ouens los alles. Ek het al gewonder hoe werk dit. Hulle is besig om en hulle los alles en dan gaan hulle agter Jesus aan. Ons moet verstaan, 'n Joodse seentjie was baie keer opgelei in die familiebesigheid. En saam met dit moes hy natuurlik die Torah en baie dele van die Ou Testament moes hy geleer het. En op 'n stadium, dan het die rabbi hom genader, en dat hy by rabbi gaan sit, dan die rabbi hom bietjie getoets. En as die rabbi nou agtergekom het, hierdie is rabbi materiaal, dan het hy hom ingetrek, en dit was 'n wonderlike voorreg. Maar as hy dalk gesê het, nee, wat boetie, weet jy wat, ek dink nou nie, jy is heeltemal rabbi materiaal nie. Dan het hy nou maar teruggegaan en die familiebesigheid verder gevat. Heel waarskynlik was hierdie vissermanne dalk in daai bootjie, daar was dalk 'n rabbi op 'n stadium met gesê, not good enough. En hier kom 'n rabbi skielik en sê, volg my. Wat 'n voorreg, los alles, ek volg Jesus. Hulle hoor die roep sê, Jesus sê vir hulle, ek maak julle vissers van mense. Wat 'n wonderlike voorreg. Baie keer, ek het al pastore gehoor, ek dink Tini, jy en Ernest het dit ook al gehoor, Ruben het dit seker al klaar gehoor, ook. Baie keer sê pastore, as dit nie was, of al wat my hier hou, is die feit dat ek weet, ek is geroep. Julle het dit al gesê. Net omdat die Here my geroep het, dis al hoekom ek nog vaskap hier, so vasbyt hier so. Die roeping van die Here los jou nie, want God kan, God sal en wil. Hy kon engele gebruik, het my gebruik mense. Hy gebruik, as ons kyk na die Ou Testament, 'n paar Ou Testament voorbeelde, net vinnig vir jou, nou Moses. Roep vir Moses daar by die bos. Moses, ek kan nie praat nie, ek kan nie praat nie. En jy ken die storie met Aaron en verskonings wat eers gemaak word en alles, en die Here sê, nee, kom, want God kan, God sal en God wil, en nie het hy Moses nie gebruik nie. Wat vir Dawid, groot storie van Dawid is, die Here het nie net gekyk na die buitekant nie, hy sê spesifiek, ek het gekyk na die hart, dink nou weer aan die hoof, hart en hande, nee. Die rigters, hoe God hulle geroep het, Gideon, kan die Here, ek is niks nie. Hy sê, nee, kom, dapper held. Die profete, Amos, roep hy agter die skape uit. Jeremia, roep hy sê vir Jeremia, ek het jou geken voordat jy gebore is, en ek het jou geroep voordat jy gebore is.
Hy sê, jy gaan preek, boetie. Hy sê, maar niemand gaan vir jou luister nie. Watter pastoor sal so roeping en calling aanvaar? Ja, ek moet gaan preek, maar niemand gaan luister nie. Vir 50 jaar. Tjoe. Maar God kan, God sal en God wil. Maak dit anders, nee. Jy kan maak wat jy wil. En nee, hy dwing jou nie. Maar jy sien, as hy met jou begin praat en jy sy stem hoor, kan jy ook nie anders nie. Jy kan nie. Die apostels, ekskuus in die Nuwe Testament, dan Efesiërs 4 sê hy het sommige geroep as apostels, of sommige gee as apostels, so hulle is geroep, sommige as profete, evangeliste, herders, leraars, julle ken die storie. Hy roep. Nou Paulus was ook een van die ouens wat probeer wegkom het. Eers het gedink hy's okay, sê die Here vir hom, nee, hoekom skop jy sit teen die prikkels? In Handelinge 9 kan jy dit gaan lees op 'n paar ander plekke ook. Hy sê, jy gaan my volg, en hy gaan nog vir jou wys hoeveel jy vir my gaan lei. Nee, die Here roep jou. Maar jy gaan swaar kry. Wie sal ja sê? Maar ek dink dit was so oorweldigend, die besef. Ja, ons weet, hy het nie onmiddellik, dit het 'n paar jaar gevat eers, en hy sê selfs in 1 Korintiërs 15, sê hy daar, as gevolg van die opstanding en die vervolging, en hierdie tipe van goed, het hy net eenvoudig, dit is net as gevolg van die opstanding, wat hy kon doen, wat hy doen. Barnabas, laaste voorbeeld. Barnabas is die een wat bemoedig, dis wat sy naam beteken. Hy en Paulus word geroep om uit te gaan. Later kry hulle 'n bietjie stry, hulle agree to disagree. Barnabas gaan saam met Markus, want Paulus sê nie, hierdie Markus oukie. Nee. Hy het ons bietjie gedrop. Maar Barnabas, wat die encourager is, die bemoediger is, neem vir Markus onder sy vlerk. Ek gee hom gaan lees. En later praat Paulus van Markus, en wat sê hy? Markus my kind. Later sê hy, bring hom, ek het hom nodig. Want God kan, God sal en God wil. Dit is 'n wonderlike voorreg om gekies te wees, en ons respons op dit is so belangrik. Maar jou roeping sal jou pas soos 'n handskoen. Die Here gebruik jou persoonlikheid. En dan kom en dan verander jou karakter, leiding speel 'n rol daar ook. Moenie laat enigiemand met jou praat en suffering net wil wegpraat nie. Jy weet jy wat is die wonderlike ding van lyding en suffering? Swaar kry. Dit dek die tafel vir wonderwerke. Die meeste van jou wonderlike goed wat jy geleer het by die Here, geleer in tye toe dit moeilik gegaan het. 'n mens is 'n ek weet dit word opgeneem, ek kan seker nie te veel snaakse woorde gebruik nie. Maar ons dink baie keer nie. Maar aan die einde van die dag gebruik God alles, want hy kan, sal en hy wil. Jy word meer en meer soos Jesus, jou karakter word gebou. Baie keer ruk hy uit jou gemaksone uit. Nou begin jy iets beleef van sy teenwoordigheid, jy hoor sy stem. Nou begin hierdie oortuiging van jou al hoe vaster staan. Dit word 'n diep oortuiging. Kom ek vat dit vir jou alles saam. Dit is amper klaar, die skrifgedeelte, 2 Timoteus 1. 2 Timoteus 1, net 'n paar goed vir jou uitlig. En ek lees vir jou daar van vers 3 af. Ek gaan net so 'n paar kernwoorde vir jou uithaal. Jy gaan ook hoor, al goed wat ek al reeds gesê het, is iets daar kom iets uit dit uit. Hy sê, Timoteus, ek dank God vir jou, hy is die God, en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, beste vertaling, maar okay, goed. Timoteus, ek dank God vir jou, hy is die God wat ek met 'n skoon gewete dien. 'n Skoon gewete dien, hè? Jy weet, Paulus sê dit, ek het 'n skoon gewete voor God en mense oor wat ek doen. Hy sê, net soos my voorouers gedoen het, ek onthou jou voortdurend dag en nag in my gebede. Ek verlang om jou weer te sien, want ek onthou jou trane toe ons uitmekaar is,
en ek sal vol vreugde wees as ons weer by mekaar is. Ek dink terug aan jou opregte geloof. Hoor nou, skoon gewete, sy skoon gewete, Timoteus se opregte geloof, sien die hart, hande en al, die waardes en alles wat in plek kom. Hy sê, eers het jou ouma Lois en jou ma Eunice hierdie geloof gehad, daarvan is ek seker. Ek is seker daarvan hulle het gehad. En hy sê, en jy dit ook. Jy dit ook. Tekens van iemand wat geroep is vir ons almal, die algemene, maar ook spesifiek vir 'n spesifieke tyd. En almal van ons kan ook onder daai kategorie val. Dis nie net vir die pastore nie. Hy sê, dit is waarom ek jou daaraan herinner, om die geestelike gawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur aan te blaas. Mag jou passie en jou calling, mag dit aangeblaas word, soos wat die Heilige Gees dit net meer en meer maak in jou lewe, nee. Want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Jy weet, op mense wat geroep is, kan staat maak op hierdie goed. Liefde, krag, selfbeheersing. Hy sê, jy moet jou dus nooit skaam wees om van ons Here te getuig nie. Daai algemene ene. En moet jou ook nie vir my skaam nie, al is ek ook in die tronk ter wille van Christus as gevolg van vir spesifieke mense vir 'n spesifieke tyd. En dit wat hulle daai tyd gedoen het, is hulle het nie baie gehou vir daarvan. Dis hoekom hy in boeye is. Die tyd wat hy ook leiding. Met die krag wat God jou gee, moet jy gereed wees om saam met my vir die uitdra van die goeie nuus te lei. Daaroor het ek klaar iets gesê. Dit is God wat ons verlos en gekies het. Hy het jou gekies, man. God het jou gekies, hy is jou bron. Hy sê, gekies het om 'n toegewyde lewe te lei. Hy het dit gedoen, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat dit sy plan was. God het 'n plan met jou. Ek doen dit nooit nie, maar gaan dit vandag doen. Sê 'n bietjie vir die ou langs jou, God het 'n plan met jou. Amen. Nou voel ek soos ander ouens, okay. Hy het 'n plan met jou, nee. Want hy kan, hy sal en hy wil. Hy het 'n plan. Hy sê lank voor die begin van die wêreld, naamlik om sy genade aan ons te bewys deur Christus Jesus. En nou het hy dit alles aan ons duidelik gemaak deur die koms van Christus Jesus ons verlosser, wat die mag van die dood verbreek het en aan ons deur die goeie nuus die weg gewys het na die onverganklike lewe. Jy sien, dit is wat jou roeping aan die gang hou. Nie net hier nie, maar waarheen is ek op pad? Waarheen is ek op pad? En weet jy wat? Ek wil soveel as moontlik mense saamvat waarheen ek op pad is. Dis wat ek wil doen. Soveel as moontlik. Dink net as jy vir jouself sê, maar ek wil soveel as moontlik mense kry om te dink soos ek dink en te doen soos ek doen. Paulus sê, volg my soos wat ek Christus volg. Dis nie omdat jy eie waan het nie. Ja, en pas op vir arrogansie, hoor. Ek ken ook maar baie pastore wat baie dink van hulle self en verskriklik arrogant is. Maar julle ken nie sulke ouens nie, maar ek het hulle ontmoet. Mag die Here ons help om altyd nederig te wees. Hy sê in vers 11, en God het my gekies om 'n prediker te wees. Hy's gekies om 'n prediker te wees. 'n Apostel en 'n leermeester van die goeie nuus. Dan sê vers 12, dit is waarom ek hier in die tronk is, maar ek is nie skaam daaroor nie, want ek ken die een op wie ek vertrou. Sê gou vir die ou daar langs jou, ek ken die een op wie ek vertrou. Ek weet nie hoekom doen ek dit hier nie, maar ek doen dit nie in Ryds nie. Ek beloof julle. Ek het net gevoel, vanoggend moet ons dit doen. OK, so julle is in, hè. Dan sal julle kan net nou oor 'n paar cupcakes met my daaroor praat. Hy sê, ek ken die een op wie ek vertrou, en ek is seker dat hy sal bewaar. God kan, sal en God wil. Niks gaan omkeer nie. En ek is seker dat hy sal bewaar
dat hy sal bewaar wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag van sy koms. En dan sê vers 13, hou vas aan die maatstaf van gesonde lering, wat jy van my geleer het. Hy sê, en onthou om te lewe in die geloof en liefde, wat jy in Christus Jesus het. Jy sien daai noue verbintenis met die Here, waar jy sy stem hoor in verhouding. Man, ek prys die Here vir Ruben se preek Sondag wat verby is, ek het hom so 'n bietjie gekyk. En hy het ook iets gepraat daar spesifiek van verhouding hart. Dis waaroor dit gaan. Nie 'n formule nie, en ook nie 'n vertaling nie. En iemand spesifiek se verklarings nie. Verhouding. Die ander goed is net instrumenteel. Mense wat geroep is, is nie gepla. Dis amper soos, as jy hoofstuk 2 gaan lees, hierdie soldaat, hy hou hom nie op met daaglikse goedjies nie, want hy wil sy bevelvoerder nie teleurstel nie. Hy is soos hierdie atleet, daar's 'n prys, niks gaan my keer nie. Hy is soos hierdie boer wat hard werk vir die oes. Moet jou nie laat ophou met enige iets nie. En dan die laaste versie sê, bewaar met die hulp van die Heilige Gees, wat in ons woon, die kosbare skat, wat in jou toevertrou is. Die kosbaarste ding wat die Here vir jou kan gee, is 'n roeping, 'n calling. Want met dit kan die evangelie uitgebrei word. Met dit kan God se wil geskied. Die laaste slide sê ek maar net vir jou, ek weet. God doen dit. Maak nie saak wie wat jy, God doen dit. Hy bewerk dit. 2 Korintiërs 3 vers 5 sê baie duidelik, hy sê dit is nie deur die wil van mense nie. Hy sê dit eintlik mooi. Hy sê dis nie jou breinkind nie, Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê dis God wat bekwaam maak. Hy maak bekwaam. Hy verseker dit ook. Selfs Matteus 5:18 sê Jesus, daar sal niks verbygaan, elke iets wat God gesê het sal gebeur. Filippense 1 vers 6 sê, hy sê dit wat God begin het, sal hy klaarmaak. So ek weet nie waar as jy in jou roeping, jou bediening, wat ook al, miskien het jy 'n bietjie seer gekry, miskien weet jy dalk nog nie waar nie, jy moet weet as God begin sal hy klaarmaak. Jy hoef nie te worry nie. Hy doen dit, hy sal, hy wil, hy sal en hy kan. En dan heel aan die einde, eer hom vir dit. Eer die Here vir dit. Pastore moet dit altyd weet. Na enige preek, of dit nou goed was of sleg was volgens jou, of wie ook al gehoor het, gee in elk geval vir die Here die eer altyd. Moet nooit God se eer vat nie. Eer hom, want dit is net hy wat jou bekwaam maak. Dis net hy. Daar's niks wat ek vir jou sê, Kali Kriel wat hier staan in die lewe bereik het. Waar ek nou vir julle waaragtig kon sê, weet jy wat? Dis omdat ek slim en wonderlik was nie. Niks wat ek in my lewe, dis altyd, as dit nie vir die Here was nie, is altyd, dit is hoe my lewe. Jou lewe is dalk ook so, vir die Here was nie. Dis hoekom ons hom kan loof en aanbid. As jy miskien wil weet, hoe kom ek by die goed uit? Weet jy wat, begin ten minste om God te bewonder vir alles wat hy doen en wie hy is. En maak hom die hooffokus om sy stem te hoor. Kom so naby hom as moontlik wat jy kan, want as jy tot hom nader, sal hy tot jou nader. Begin sy stem hoor. Moenie tyd mors nie. Jy weet, jy spandeer tyd met hom, al voel dit vir jou niks kom deur nie. Jy hou net aan. En weet jy wat? Dan kom daar 'n dag wat jy hoor. Ruben, het in hierdie huis, hierdie einste pastorie, partykeer goed kwyt geraak, wat ek en my vrou na die tyd sê, waar kom die kind aan hierdie goed? En altyd as hy iets wonderliks beleef, dan sê hy altyd vir my, sê, ai papi, of you papi, is dit nie great?
Die Here het maar net 'n manier om dinge te vat, nê. Ruben en Angelica is nie gewone mense nie. Hulle is geroepenis van God. Dis wie hulle is. Hulle het ook nie 'n gewone huwelik nie. Hulle het 'n besondere huwelik. Want God het 'n manier om gewone goed buitengewoon te maak. Jy het dit dalk ook al beleef. Die Heilige Gees doen dit, en dit is hoekom ek eenvoudig soveel rustigheid het oor hulle. Ek het rus en vrede oor hulle, want ek weet. My gebed vir u en ek maak klaar met dit, ek weet nie hoe lank het ek aangegaan nie, ek hoop nie, ek is 'n bietjie oor my tyd, dink ek, so 2 minute. Tini, sorry vir daai ene. Maar weet jy, my gebed vir julle is, mag elkeen van julle sien wat God wys. Mag elkeen van julle hoor wat hy sê. En mag elkeen van julle spreek en bedien soos wat hy op julle harte lê. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend so saam kon wees. Dankie Here vir, dis nie mense verering en dat ons probeer met een of ander iets punte kry of Here, dis eenvoudig net die feit dat ons u ken en u ons ken. En vir dit gee ons vir u al die eer. Ek gee vir u al die eer, Here, vir Ruben en Angelica en hulle bediening. Ek gee vir u al die eer vir my vrou Anita se bediening. Ek gee vir u al die eer, Here, vir Ernest en Tini en hulle geliefdes en hulle bediening. Ek gee vir al die eer vir elke een in hierdie gemeente wat iets doen, iets uitleef tot eer van u naam. Al die lof, al die eer, al die dank, al die aanbidding, Here, gee ons vir u vir Hartklop gemeente. En ons sê vir u baie, baie dankie dat u kan, u sal en u wil. Ons gee oor in die naam, o elke naam, die naam van Jesus Christus alleen. Kom ons hou ons oë net gesluit, net nog 'n minuut, net so 'n minuut. Ek wil net vir jou vra om in hierdie minuut, miskien ietsie wat jy gehoor het vanoggend, praat met die Here daaroor vir die volgende minuut. Dankie Here Jesus Christus. U is die Here. In u kosbare naam. Amen. Dankie Tini. Dis nou vragies lekker vanoggend om hier te wees, hoor. Dankie Callie vir 'n besonderse woord en
Weer is gevaarlik om pastore mikrofone te gee, want ek gaan nie weer preek nie, ek sê, ek beloof. Tweede helfte. Maar toe Kali begin praat vanoggend, en in hierdie week sit ek en ek dink, wat sê ek oor Ruben? Verstaan, wat? En ek wil 'n paar mooi goed oor hom sê vanoggend en oor hulle sê, maar die eerste ding wat by my opgeval het vanoggend is, hy's 'n man wat geroep is. En die Here het vir hom 'n vrou gegee wat sy roeping bevestig. En hom dien en hom eer. Nou, kyk Ruben, ons kan lekker baie stories oor Ruben vertel en maar as daar 'n term is wat ek hom kan opsom, is dit gefokus. Weer nou is ons by die kantoor, nou moet ons dan verjaar iemand en ons wil iets koop. Dan moet jy eers uitvind op wat sit die etes hy hierdie week. Nee? Of in hierdie tyd, want as hy gesê het, hy is nou op hierdie, en as hy nou op carnivore is, dan weet ons, ons het baie tert vir onsself. As dit anders is, dan weet jy, maar die oomblik as Ruben gesê het, hy gaan dit ding doen, was hy gecommit op dit. En dis 'n karaktereienskap wat ek regtig van hom beny. Kyk, hy kan stry. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het met Ruben nie, né? Hy kan stry. Maar dis omdat hy beginselvas is. Omdat hy's oortuig in dit wat hy glo en hy's oortuig in dit wat hy beleef. En hy's oortuig op dit wat die Here vir hom openbaar en dis iets wat beautiful is. Partykeer na die tyd, as 'n mens afgekoel het, dan kon jy die mooi in dit sien. Maar die Here gebruik hom, die Here roep hom, en die Here roep hulle. So Kali, dankie vir daai woord vanoggend, en ek vertrou regtig dat jy vanoggend daardie woord vasgemaak het, want ek dink vir baie van ons, sit jy dalk, maar waarvoor roep die Here my, en wat wil hy moet ek doen? En mag jy dit vasmaak, maar vanoggend gaan dit oor Ruben, om hom te orden, as 'n pastoor van die AGS van Suid-Afrika. So dit gaan dalk vir jou so bietjie soos 'n troue voel op die oomblik nou, want ek gaan hulle nou vorentoe roep, maar hulle is al getroud, so die beloftes wat hy nou gaan ja voor sê, is 'n publieke eed wat hy aflê, om te sê, in die kerkverband wat ek geroep word, gaan ek dien, maar dis 'n kanaal waardeur ek God dien. So die kerk is nie God nie. Die kerk word deur God geroep, dis die kanaal waardeur hy dien. Maar vanoggend word hy bevestig as 'n pastoor van die AGS van Suid-Afrika. So ek wil vir Ruben en Angelica vra om vorentoe te kom. Ek gaan al die leeswerk doen, ek doen al die werk vanoggend, en dan kan hulle net sê ja. En dan as hulle gesê het ja, gaan ek hulle vra om te kniel hiervoor, en ek wil regtig die leierskap van die gemeente vra, en ook sy pa en ma, wat ook so groot rol gehad het in hierdie, en Penny ook as ma, wat 'n rol speel in hierdie gemeente, om dan hande op hulle te kom lê en vir hulle te bid, en ons gaan hulle dan as pastoorspaar bevestig. So julle twee, kom staan hier voor. Kyk maar vir my. Ek weet, ek het nou net gesê is gefokus, ek wil nie tempteer om aandag afleibaar te wees. So. Ruben, omdat jy gereageer het op die roeping van God, daarom beloof jy vandag, en ek gaan nie meer fout praat, ek gaan julle praat, want dit is net soveel jou roeping wat vandag bevestig word as joune. En ek dink pastoors, vrouens, ouens besef nie altyd wat saam met dit kom nie. Jy het ja gesê vir hom, en nou kry jy 'n pakket saam. Nou is daar ander dinge wat saam met dit kom. So, ek gaan nie meer fout praat, en omdat julle geroep is, daarom beloof jy julle plegtig, om julle gereeld voor God toe te wy en te verootmoedig, sy leiding te soek in alles wat julle onderneem, die woord van God, naamlik die Bybel, as die hoogste gesag te aanvaar, en julle te onderwerp aan die leer van die apostoliese geloofsending van Suid-Afrika, soos dit uitdrukking vind in die geloofsbelijdenis. Om gehoorsaam te wees aan die voorskrifte van die Bybel, deur julle self te onderwerp aan die owerhede wat oor julle aangestel is, bewus daarvan dat alle gesag van God self kom. Om te voldoen aan die grondwet van die AGS van Suid-Afrika, sy goedgekeurde leerstelling, etiese, liturgiese uitsprake en beleidsdokumente na die beste van julle vermoë
en om deur die woord en daad 'n voorbeeld vir ander te wees en te stel deur dieselfde te doen. Om julle volle ondersteuning te gee aan die uitbreiding van die kerk, lojaal te wees aan die AGS van Suid-Afrika, te voldoen aan en julle self vrywillig te onderwerp aan die gedragsreëls van pastore van die AGS van Suid-Afrika, soos voorsien in die grondwet van dieselfde denominasie. En natuurlik julle pligte en verantwoordelikhede ywerig en pligsgetrou uit te voer. Wat is julle antwoord? Amen. Daar's nie ringe nie, hulle het klaar ringe. Ja. Chocolates, ja, ons kan hulle bring. Kan ek julle twee vra om te kniel en ek wil regtig vir die leierskap van die gemeente wat u is, hulle ouers en vra om vorentoe te kom. Here, hiermee orden ek vir Ruben as 'n pastoor van die AGS van Suid-Afrika, onderhewig aan die roeping wat u het op sy lewe. En dankie vir Angelica ook, Here, op wie ons hande kan lê vandag, wat sy hulp is. Maar Here, dankie dat u haar net soveel roep as vir hom. Here, hulle is 'n eenheid. En daarmee kom wy ons hulle vanoggend aan u toe. Here, as teken van dit wil ek hulle salf vanoggend. Dankie dat ons hulle vanoggend aan die kant toe wy. Dankie dat u hulle paaie bevestig, Here. U lei hulle paaie, daar waar u hulle wil hê. En Vader, ons weet nie hoe loop die seisoene nie, ons weet nie hoe lank is hulle waar nie. Ons kyk terug vanoggend en ons kan sien hoe stap u seisoene met u kerk. Maar dankie dat u hulle roep, u hulle bekragtig, u wy hulle toe. En ons kom bevestig dit vanoggend in die teenwoordigheid van getuies. En dankie dat ons om vanoggend kan bevestig as 'n pastoor van die AGS van Suid-Afrika. In Jesus naam bid ons dit vanoggend. Amen. En amen. Amen. Kom ons gee hulle lekker hande klap. Staan aan. Neem maar met. Wat sê jy foto neem? Maar moet ek jou nie gee of iets nie. So dit nie van daai. Kom ons Ek moet nou mooi fokus. Ja, gaan nou my stem anders maak. Nee, ek grap. Nee, die enigste manier vir my om regtig dankie te sê, om ons maar so 'n bietjie terug in tyd te werk van vandag af. So ek gaan probeer om nou nie my hele lewensverhaal te vertel nie, ek gaan regtig dit probeer kort hou. Maar daar is 'n paar goed wat ek moet sê. So eerstens is die persoon waarvoor ek absoluut die dankbaarste is in hierdie hele storie is natuurlik Angelica. Toe ons begin kuis het, soos die ouer mense sal sê.
Sy het eintlik gewag om dit vir my te sê, want sy wou dit nie dadelik vir my gesê het nie. Sy was bang, ek dink sy is te ernstig dadelik. Maar sy het my toe later, het sy my vertel van 'n droom wat sy gehad het toe ons net begin uitgaan het. En sy het die droom gehad waar sy gedroom het ek en sy ry in 'n kar. En die speedkops trek ons af, maar die speedkops lyk soos hierdie honde, hulle lyk soos hierdie vreeslike wesens. Maar dit lyk soos hierdie bose wesens en ek is besig om tipies soos ek om te stry met die een. En sy is bang en sy weet nie wat om te doen nie en sy besluit op daai stadium om vir my te begin bid. En hoe meer sy vir my bid, hoe meer begin ek die stryery wen. En dit het vir haar vreeslik baie beteken, maar van daar af is dit die rol wat sy begin speel het in my lewe. Sy is absoluut innerlik sterk vir my. Sy is standvastig en sy is die een wat al my ramblings en al my negativiteit en positiwiteit, sy is die een wat dit hoor en sy is die een wat op een of ander manier kry sy dit reg om net standvastig te wees en altyd net dieselfde te wees vir my. So ek is op geen manier bekommerd oor haar, soos wat ons vorentoe gaan nie. So dankie. Die volgende, as ek net in die lys afgaan, nie van belangrikheid nie, net soos van tyd, wil ek net vir almal van julle hierso dankie sê. Regtig dankie uit die diepste van my hart uit. Ek weet hoe voel dit om geliefd te wees deur baie mense. Ek weet hoe voel dit om regtig ondersteuning te beleef. Dankie dat daar soveel mense is wat genuine nog heeltyd daar is vir my. Dankie dat daar soveel mense is onder almal van julle wat nog die heeltyd saam met my staan. En dit vir my baie duidelik maak dat julle my back het. Dankie vir dit. Ek kan oneindig dankbaar wees vir dit. Dankie dat ek liefde en ondersteuning deur julle kan beleef. Sonder die gemeente en sonder elke persoon wat elke Sondag hier kom sit en deel is van alles wat ons hier doen, sou niks van hierdie in my lewe kon gebeur het nie. Die kerkraad sou nie iets gehad het om my te kan help om te studeer, as dit nie was vir elke liewe een van julle wat getrou hier sit nie. So dankie regtig vir dit. Volgende wil ek dan dankie sê vir jou, Ernest. Dankie vir die feit dat jy my regtig champion. Dankie vir die feit dat van jy hier gekom het jy regtig uit jou pad uit gegaan om my te ondersteun en vir my alles te wys wat ek nodig het om te weet. Maar dankie dat jy ook die een is wat op die ou einde tot op hierdie punt, alles wat jy gereël het, wat jy altyd doen om dit vir my spesiaal te maak met die medeleraar situasie, al die cupcakes wat ons daar geëet het, al die cupcakes wat ons vandag gaan eet. Dankie dat jy regtig probeer om dinge vir my spesiaal te maak en dankie dat jy daar is. Ek waardeer dit opreg uit my hart uit. En volgende wil ek dan vir Tini dankie sê. Tini, want die feit van die saak is juist die hoof een eintlik wat daai dag in die onderhoud hier in die bidkamer ja gesê het. Dit was jy gewees. En jy is die een wat ja gesê het om my te help om te studeer ook. Jy is die een wat hier saam met my gesit het deur die begin van dit alles. Maar dankie vir jou. Dankie dat jy my ondersteun het en dankie dat jy geglo het in my. Dankie dat jy iets in my raak gesien het. Ek waardeer dit uit my hart uit. Dan is volgende natuurlik, voor hulle was dit nou natuurlik my ouers gewees. En is nog steeds hulle. Maar ek dink almal wat my ken, weet hoe praat ek altyd oor hulle. So julle besef dit dalk nie altyd nie, maar die mense in hierdie gemeente weet hoe absoluut, hoe ernstig kyk ek op na julle. Dankie dat julle so goeie voorbeeld is vir my. Dankie dat julle my tot hier toe gebring het. Papa, ek sou regtig nêrens gewees het as dit nie vir pa was nie. Die voorbeeld wat pa vir my stel en nog altyd gestel het. Daar's net een woord vir dit, opregtheid. Dankie vir dit. Dis die beste voorbeeld wat ek kon kry.
En dan natuurlik verstaan ek nie deur hierdie hele storie, deur my hele lewe, verstaan ek nie hoekom die Here vir een of ander rede besluit het, dat hy my sal seën nie. My pa het op my toksak, as ek rugby gespeel het hy vir my altyd herinner, hy het vir my geskryf, op my sak, het hy vir my gesê, ek is 'n geseënde van die Here. En vir een of ander rede het die Here besluit, hy sal goed wees vir my. Ek is oneindig dankbaar vir dit. Ek sê dit altyd, en ek het dit al baie van hierdie einste kansel af gesê, maar ek sal tot die dag ek doodgaan, hardkoppig glo dat God goed is. Hy is goed vir ons, en hy is ontsettend goed vir my. So bo almal en bo alles wil ek vir die Here dankie sê, dat hy my tot hiernatoe gebring het, en dat hy vir my en Angelica net nog verder gaan vat. Hoe dit gaan lyk, weet ons nie. Maar dankie Here, dankie, dat U absoluut goed is. Amen. Dit is weer eens my voorreg om die laaste sê te hê vanoggend. So. Ek wil net sê, toe Ruben nou van sy pa praat, en hy sê, en die mense in hierdie gemeente sal kan sê, toe dog ek hy gaan sê, hoe stout hy was. Ek het nou rarig, ek het gedog hy gaan daar gaan, maar ons is dankbaar vir jou, en dankbaar vir julle. Tini, vir jou tyd, dankie dat jy, Callie, vir jou tyd, verskriklik dankie dat julle rarig soveel moeite gedoen het. Van my kant af, Ruben, wil ek vir jou net een storie vertel, en van julle ken Retief Burger as die sanger, en op 'n stadium het hy ophou sing, en hy het begin disippels maak, omdat hy geglo het, dis eintlik die regte roeping, waarvoor ons geroep word. En hy praat met sy mentor, en hy sê vir sy mentor, ja, hy dink daar gaan baie ouens wees, wat opgewonde is, om deur Retief Burger gedisipel te word, jy weet, en hy is half trots hierop, en sy mentor sê vir hom, Retief, jy moet onthou, jy sal nooit meer as 'n diensknegt wees nie, en jy sal nooit minder as 'n kind wees nie. En so Ruben, ek wil vir jou daai selfde woorde sê, man. Ja, jy's nou pastoor Ruben, amptelik en offisieel. Jy sal nooit meer as 'n diensknegt wees nie, maar jy sal nooit minder as 'n kind van die Allerhoogste God wees nie. En mag hierdie twee goed in die gesonde balans wat dit bring, ook die lewe wat nodig is vir jou bring. Dan wil ek net so sê, vir jou wat 'n cupcake gebring het, baie dankie. Vir jou wat 'n cupcake betaal het, baie dankie. Kom kuier asseblief saam, moet asseblief nie huis toe gaan nie, drink saam met ons koffie. Nou Ruben het gesê, hy is nie meer so groot op die koffie nie, maar ek kon nie romanties genoeg tee kry, wat my nou sou beïndruk nie. So hy kan maar tee drink, daar's koffie vir jou. Kom drink asseblief koffie saam, kom eet 'n cupcake saam, weer eens so dankie, young adults, ek dink, is dit julle wat mooi gemaak het? Iemand het, so mix, Penny, dankie vir jou, dankie vir julle is absoluut amazing, ons waardeer julle. Is daar nog iemand wat na my laaste sê wou sê? Is julle reg vir cupcakes en koffie? Net iets soos dit. Ek gaan nou land. Kom ons bid net saam. En Vader, so baie dankie. Dankie vir roeping. Dankie vir die werk wat U in ons doen, dankie vir die werk wat U deur ons doen. Dankie dat ons weet, ons kan ons hand in die hand sit en ons kan saam met U wandel. Seën ons tyd ook nou saam. Waar vir Tienjel op die pad, vir Kaleel op die pad. Dankie net vir so 'n wonderlike dag. Ons loof, ons eer U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.